Bybel saamgebring het, blaai asseblief saam met my na die boek van Handelinge toe. Skrif sal die boop wees, Handelinge, die 11de hoofstuk. En ons saam lees vanaf vers 1 tot 18, terwyl jy soontoe blaai. En ons 'n gedeelte lees daar in Handelinge, en ek is so opgewonde, toe ek gehoor het Dok Ray sê, dat ons gaan Handelinge behandel. Amen. Wie sou my opgewonde oor Handelinge? En ek is een van die mees excitingste boeke in die Bybel. So sorry Dok, ek gaan slank 'n teaser gee vanaand oor daai boek, en net so 'n bietjie iets rondom 'n deel. En ek is opgewonde vir wat die Here instoor het vir lewende woord vol evangelie kerk Parow. Amen. God is faithful. God is getrou. En ek is so opgewonde vir die jaar en die uitreik en die sendingwerk wat God betrokke is. En ek is ook opgewonde vir dit wat God wil doen in ons gemeente ook. Amen. So ek is baie opgewonde ook oor môre aand se diens. Ek is wie saam met my. I'm so excited about tomorrow night. Hoekom? Want ek glo dat die Here 'n vuur gaan aansteek in ons gemeente, wat die vyand nie kan blus nie. Amen. Daar's mense wat van heinde en verre kom in hierdie tyd. En ons gaan vanaand aan die einde, ek wil 'n kort boodskap preek, want ek voel op my hart gelê, dat ons as gemeente moet bid en saam bid. Nie net vir vanaand nie, maar vir môre ook. Dat die Here mense se harte sal verander, lewens sal verander en transformeer. Dat mense gedoop sal wees met die Heilige Gees krag en getuies wees daar buitekant. Amen. Is iemand saam met my? Kan ek 'n amen kry as jy dit glo? We're going to pray tonight. Maar voor ons daarby kom, gee my 'n geleentheid om die woord te bedien. Dis baie interessant. Hierdie gedeelte, Handelinge, die 11de hoofstuk, vers 1 tot 18 gaan ons lees wat gebeur daar. Nou die opskrif is so kosbaar, dit sê, Petrus verantwoord hom, hoor mooi, hy sê, Petrus verantwoord hom voor die gemeente, waarom hy Cornelius gedoop het. Met ander woorde, hy is voor die kerkraad. Hy is in die moeilikheid hierso. Hierdie man het 'n paar please and explain te doen teenoor die gemeente, maar iets is in my hart rondom. Kom ons lees saam, het sê, en die apostels en die broeders wat in Judea was, het gehoor dat die heidene ook die woord van God aangeneem het. En toe Petrus opgaan na Jerusalem, het die wat uit die besnydenis was met hom getwis en gesê, by onbesnede manne het jy in die huis gegaan en saam met hulle geëet. En Petrus het begin vir hulle die loop van die saak uiteengesit en gesê, ek was in die stad Jope, in die gebed, en in 'n verrukking van sinne, het ek 'n gesig gesien. 'n Voorwerp het uit die hemel neergedaal soos 'n groot laken, wat aan die 4 hoeke uit die hemel neergelaat word. En dit het tot by my gekom. En toe ek die oë daarop hou en dit waarneem, sien ek die 4-voetige diere van die aarde en die wilde diere en die kruipende diere en die voëls van die hemel, en ek hoor 'n stem vir my sê, staan op, Petrus, slag en eet. Maar ek antwoord, nooit nie, Here, want niks onheiligs of onreins het ooit in my mond ingegaan nie. En die stem het 'n tweede keer uit die hemel geantwoord, wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie. En dit het 3 maal gebeur en alles is weer opgetrek in die hemel. En dadelik staan daar 3 manne voor die huis waar ek in was, wat van Caesarea na my gestuur was. En die Gees het vir my gesê, is dit nie kosbaar om te weet dat die Gees van die Here met ons kan praat nie? En die Gees het vir my gesê dat ek saam met hulle moes gaan, sonder om te twyfel, en saam met my het ook hierdie 6 broeders gegaan, en ons het in die huis van die man ingegaan. En hy het ons vertel hoe hy die engel in sy huis sien staan het en vir hom gesê, stuur manne na Jope en laat vir Simon haal, wat ook Petrus genoem word. Hy sal woorde tot julle spreek, waardeur jy en jou hele huis gered sal word. En hier kom my vers, wat ek vanaand wil my fokus op plaas, vers 15 sê, en toe ek begin spreek, het die Heilige Gees op hulle geval, soos ook op ons in die begin. Ek lees dit weer, hy sê, net toe ek begin spreek, het die Heilige Gees op hulle geval, soos ook op ons in die begin. En ek het die woord van die Here onthou, hoe hy gesê het, Johannes het met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Ek glo steeds, dat die Here Jesus ons doop met sy Heilige Gees. Halleluja! Ek glo dit vanaand, as God dan aan hulle dieselfde gawe gegee het, soos aan ons wat in die Here Jesus Christus geglo het, wie was ek dan? Dat ek God kan verhinder of kon verhinder. En toe hulle dit hoor, het hulle geswyg,
God verheerlik en gesê, so het God dan ook aan die heidene die bekering tot die lewe geskenk. Is hier iemand wat dankbaar is, hy is gered vanaand, en sy naam is opgeskryf in die boek van die lewe, en ons gaan hemel toe. Man, daai koortjies in my hart as Dok Raymond praat oor die hemel. Ek is op my pad hemel toe sing het. Halleluja. Daai liedjie is op my hart en in my binneste. Maar iets gebeur hierso. Petrus het sy hande vol. Petrus het werklik, hy's vir die raad en vir die gemeente, het hy nodig om 'n paar antwoorde te kan gee. Dit is asof die Jode, hy gee nou terugvoer aan die gemeente wat gebeur het, en dis half asof die Jode dit wat met hulle gebeur het in die oppersaal, in die bofortrek, vir hulself wou gehou het. Dit wat daai 120 wat gedoop is met die Heilige Gees, asof hulle dit wou sê, dis 'n gebeurtenis net vir die Jode, en die heidene het niks daarmee te doen nie. Dit is net vir die Joodse volk gewees. Dit is waaroor dit gaan. En nou nog meer het Petrus gegaan, en hy is by die huis van Kornelius, want ons lees wat in hoofstuk 11 gebeur het, maar daar is 'n baie interessante gedeelte wat gebeur in die hoofstuk net voor wat gebeur het daar. Daar was 'n man met die naam van, jy kan die hele hoofstuk gaan lees daar in hoofstuk 10, by die huis van Kornelius, en Kornelius se hele huisgesin. Die woord van die Here praat van, hy was 'n vrome man gewees. Hy was 'n man gewees hy was ook 'n hoofman oor 100. Hy was hy was by die Italiaanse leerowerste onder die Romeine gewees. God se woord sê dat hierdie man Kornelius was godsvreesend gewees. Hy was nie net godsvreesend nie, maar hy het ook baie almoses vir die Jode gegee. Hy het na hulle gekyk, en hy was 'n man wat posisie beklee het. En terwyl hy besig was om te bid, Kornelius, die Bybel sê in die 9de uur, het hy gebid, en terwyl hy gaan bid het en voor die Here kom, het daar 'n engel aan hom verskyn. En terwyl die engel aan hom verskyn het die engel hom vir hom gesê, luister, jy moet met Petrus gaan praat, en dat 'n hele verhaal gebeur rondom hom daarso, en hy nadat die engel by hom was, stuur hy vir die manne van sy huis, en sê, gaan haal vir my vir Petrus wat in Joppe is. Petrus is op die stadium in Joppe, by ook 'n man met die naam van Simon die leerlooier, en hy gaan aan huis daarso van Simon. En dit is om kosbaar om te sê, ek like het by die woord sê, daarso, Simon het gebly by 'n huisie by die see. Dis my een van die mooiste verse in die Bybel seker. 'n Huisie, almal wil 'n huisie by die see, kan ek amen kry? Okay, die helfte. So, en terwyl hy daar was, en hy was besig gewees om by Simon te wees in sy huis, het hy op die dak geklim, Simon Petrus, om te gaan bid. Die Bybel sê, dit was die 6de uur. Het Petrus op die dak gaan klim om te gaan bid. Terwyl hy bid, sê die Bybel, ek love wat die Bybel sê, hy het 'n verrukking van sinne gehad. Hy het hierdie beeld gesien wat uit die hemel uit neerdaal. Soos 'n laken, 'n wit laken wat afdaal, en binne in hierdie laken, die laken is gebind op al 4 hoeke, en hy's vol diere. Die Bybel sê wilde diere, diere, 4-voetige diere, voëls en alles wat onrein is, en dit is besig om te sak af na Petrus toe. En die woord van die Here sê dat die stem het ook gekom, en het vir hom gesê, Petrus, slag, eet. En Petrus wat 'n Jood is, sê, daar's nie 'n manier nie. Ek kan nie dit wat onheilig is, kan ek nie raak nie. Ek kan nie hierdie goed vat nie. Ek kan nie dit doen nie. En 3 keer het dit gebeur. 3 keer het hy hierdie laken gesien afdaal na hom toe, en hy het gesê, ek kan nie dit doen nie. En die Here sê daar vir hom 'n woord en sê, dit wat ek geheilig het, kan niemand onheilig nie. God se hand is in hierdie saak. En dit het hy nie geweet het betrekking op die heidene nie. En nou net gebeur het, en hy weer by homself gekom, en daar is 'n klop aan die deur, en die manne wat gestuur is deur Kornelius kom haal vir Simon Petrus en sê vir hom, Petrus, jy moet asseblief saam met ons kom na Kornelius toe. En op daai stadium toe weet Petrus waaroor dit gaan. Toe hy by die huis kom van Kornelius, wat hy stap in die huis in, ek wonder of hulle pasta en pizza gehad het, Italiaans, ek dink dis hoekom ek weet nie hoekom ek aan gedink het nie, maar hierdie Italianer nooi vir Petrus hulle in, en sê, kom sit by ons, kom, ek wil jou vertel vir ons, en Petrus het toe die droom of die verrukking gehad van sinne, Simon, Kornelius het die engel gehad wat by hom aan hom verskyn het, en hierdie twee kom by mekaar, en Kornelius sê vir hom, vertel vir ons, wat het gebeur? Vertel vir ons meer, deel met ons mee, dit wat die Here het hier 'n ontmoeting met ons gehad.
En ek love het wat hier gebeur het. Die woord van die Here sê, toe Petrus begin spreek, toe hy sy mond oopmaak en hy begin preek, hy begin vir Kornelius vertel. Die Here sê, toe hy dit begin doen, toe die Heilige Gees op hy hele gesin, Kornelius en die hele gesin neergedaal, en hulle was gedoop gewees met die Heilige Gees. En terwyl hy gespreek het, en ek love it, Petrus verduidelik het na die hoofstuk daarna, en hy sê vir hulle daar in vers 15, en sê, en toe ek begin spreek, het die Heilige Gees op hulle geval, soos ook op ons in die begin. Hy sê, luister gou, iets het gebeur, op hierdie heidene, die Heilige Gees, ek love it, het geval, op hulle, soos ook op ons, in die begin, soos wat het was hier, het het met hulle gebeur. Dis dieselfde. Dis dieselfde gebeurtenis, soos ook op ons in die begin, so dit hier gebeur. It's the same spirit. Dis dieselfde wat hier gebeur. God is nie 'n aannemer van persoon nie, het hy in daai gedeelte gesê. Dat God kyk en hy het nie wit broodjies nie. Hy kies nie wie hy op die Heilige Gees wil uitstort nie, maar dis vir almal. Almal wat hom aangeneem het, sê die woord van die Here. En ons wat geglo het, sê Markus, hierdie teken sal volg. Halleluja. Is daar iemand wat dit glo vanaand? Dat ons is nie aannemer, God is nie aannemer van persoon nie, maar dis vir almal. Sê vir jou buurman, is ook vir jou. Love het wat hy doen, net toe hy begin spreek, net toe hy begin preek. Ja, en as 'n prediker het ek gewonder, wat het hierdie ou gepreek? Imagine, Here, wat het hierdie ou gepreek, en toe hy preek het, imagine ek kan in so diens wees, Here, terwyl ek preek en die Gees daal net neer, sodat geen mens het hande opgelê nie, daar was nie praise and worship nie, daar was nie musiek betrokke nie, al wat gedoen het, wat Petrus gedoen het, en ek het gewonder, Ry, wat het Petrus, wat was sy preaching, waaroor het gegaan, dat die Heilige Gees neergedaal het, op die huisgesin, is vir my kosbaar, hoe 'n huisgesin die doping van die Heilige Gees ontvang. Wat was sy preaching gewees? En ek het so 'n bietjie gaan kyk, en hy doen dit maar due diligence, en gaan kyk na die skrif, om te sien net vir 'n oomblik, wat het Petrus gepreek? Waaroor het dit gegaan? En ek gaan kyk in die vorige hoofstuk, hoor mooi, wat preek Petrus? Wat se woorde sy prediking? Hy preek die volgende, hy sê, vers 36, dit is die woord wat hy gestuur het aan die kinders van Israel, toe hy die evangelie van vrede verkondig het, deur Jesus Christus. Hy is die Here van almal. Julle weet van die saak wat deur die hele Judea gebeur het, van Galilea af en af begin het, na die doop van Johannes gepreek het, met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen aan en almal genees, wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. En ons is sy getuie van alles, wat hy gedoen het in die Joodse land en in Jerusalem. En hulle het hom omgebring, deur hom aan die kruishout op te hang. Hom het God op die 3de dag opgewek, beskik dat hy sou verskyn, nie aan die hele volk nie, maar aan die getuies wat deur God van tevore verkies was. Aan ons wat met hom saam geëet en gedrink het, nadat hy die dode opgestaan het. En hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig, dat dit hy is wat deur God bestem is as regter van lewende en dode. Aangaande hom getuig die profete dat elkeen wat in hom glo, vergifnis van sonde deur sy naam ontvang het. En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. Is dit nie iets kosbaars nie? Think about this. Al wat Petrus gaan doen het is die volgende. Hy het gaan preek en die mense vertel wie Jesus Christus is. Halleluja. Hoe hy opgestaan het uit die dode. Hoe hy aan die kruishout van Golgotha gehang het, vir ons sondes betaal het. En hoe hy opgestaan het. Dieselfde Gees wat Jesus uit die dode uit opgetel het, is die Gees wat in ons woon, sê die woord. En nie net dit verder nie, vertel hy hulle meer oor die evangelie. En toe hy hulle vertel van Jesus, toe kom die Heilige Gees. Is dit nie kosbaar om te dink oor nie? Ek het nie nodig om nog 'n program te preek nie. Ek het nie nodig om nog iets anders te by te voeg nie. Nog 'n program vir die kerk te bring nie. Al wat Quintus en Doc Raymond en
pastoor Adrie nodig het by Lewende Woord Parow, is om mense te vertel van Jesus Christus en hy wat opgestaan het uit die dood uit. En as ons Jesus Christus verkondig, sê die woord van die Here, staan ek as 'n kandidaat om gedoop te wees met die Heilige Gees, soos wat God se woord sê. My vrou gaan my skel as ek by die huis kom, jy moet stadiger praat. Sorry, maar ek voel of ek derde rat toe is. Man, ek moet nou stadiger, sorry vir dit. Hy het van Jesus gepreek. Hy het van Jesus vertel. En toe hy hulle vertel van Jesus, Jolandi, dis so kosbaar om te dink. Net 'n komment van Jesus, laat 'n Hindoe vrou haar lewe draai. Net 'n komment van Jesus. En wie Jesus is, hy's nie net 'n bumper sticker op 'n kar op 'n bumper nie, halleluja. Hy is 'n werklikheid vir my. En wanneer ek Jesus Christus begin verkondig, kan die krag van sy Gees in en deur my lewe werk en manifesteer. Ek love dit wat Petrus doen hier so. Hy sê die volgende, en dit het my diep in my hart getref. Hy het gesê, en toe ek begin spreek, vers 15, ek het net begin preek. Broers, ek kan nie dit verduidelik nie. Hoofstuk 11 sê hy, ek het net begin spreek. Ek het net die evangelie gedeel. En toe ek weer sien, toe daal die Heilige Gees op 'n klomp Italianers in 'n huis. Ek kan net dink hoe dit moes gewees het in die huis van Cornelius, daardie dag, toe hy en sy gesin gedoop is met die Heilige Gees. Man, what a day. Hy sê hier so kosbaar, hy sê, en toe ek begin spreek, het die Heilige Gees op hulle geval. Hier is vir my belangrik. Die Heilige Gees het op hulle geval, luister mooi, op hulle geval, soos ook op ons, in die begin. En om hierdie te kan verstaan, moet ons teruggaan na die begin toe. Dit wat met Petrus gebeur het, en Petrus is nie die eerste keer wat Petrus dit moes verdedig het nie. Jy kan onthou dit wat gebeur het in Handelinge 1. Kom ons gou daarna blaai. Handelinge 2 toe. Handelinge 2 is die gebeurtenis. En Petrus is weer aan die woord hierso. In Handelinge 2 vers 14 tot 17 het hy gepreek en hy het gesê so, maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek, Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde, hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre, maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is, en in die laaste dae spreek God, ek sal van my gees uitstort op alle vlees. Julle seuns en julle dogters sal profeteer en julle jongelinge sal gesigte sien en julle ou mense sal drome droom. Dit het hy geprofeteer, dit aangehaal, dit wat in Joël 2 vers 28 gebeur het. En hy verdedig, hy sê dit wat vandag hier gebeur het, op die dag van Pinkster, is presies wat Joël hierdie kant vir ons van vertel het gaan gebeur. Die profesie, dit wat hier gebeur is hierso. En ek hier het in my hart gestir hierso. En ek besef vandag, ek bid en my gebed is, dat dieselfde uitstorting van die Heilige Gees, wat in die begin was by Petrus hulle, en 120 in die Hoppersaal, is ook vir Lewende Woord Parow, hier in die Kaap ook, halleluja, is dieselfde, soos wat dit gebeur het, in die begin is dit ook vir ons hier, vanaand, en ek glo dit met my hele hart, dat die Here iets in ons midde kan doen, kan die Here nie ook skielik opdaag, onder die prediking van die woord nie, kan die Here nie ook skielik 'n geluid soos 'n rukwind bring, en mense aanraak en doop met sy gees nie, halleluja, net soos wat hy gedoen het in die begin, so kan hy ook vanaand doen, 2026 Junie maand, hier in Lewende Woord Parow, halleluja, dis my hartsbegeerte, dat die Here, net môre aand, my hart skree vir môre aand, dat die Here 'n vuur sal aansteek in ons middekerk, en dit die res van Suid-Afrika aan die brand gaan steek, waarheen dit gaan ook al, dat mense herlewing sal beleef, en sal gaan verkondig, en 'n getuie wees van Jesus Christus. Ek glo, dat die doping van die Heilige Gees krag vir elkeen is. Hierdie week beleef ek en Dok Reimer, dit is wat ek kan nog steeds, ek kan 'n storie vertel. Hierdie week, was dit Woensdag, Dok? Donderdag, Dinsdagoggend 9:00. Ek en Dok Reimer is die oggend besig met koffie drink die oggend, en hy sê 9:00 het hy 'n afspraak met 'n oom, en hy weet nie waaroor dit gaan nie. Oom Willem. En terwyl die oom
gekom het in die bidkamer toe en ek gaan na my kantoor toe, Dok Raymond is bidkamer toe. Man, dit was nie lank daarna nie, hier hardloop Adrian, ek dog hier's moeilikheid. Hy sê jy beter kom. Ek trek my baadjie uit, ek weet nie wat om te kry nie. Ek is op my baadjie uitgetrek en hardloop bidkamer toe ek in die bidkamer kom. Dis oom Willem 83 jaar. In een van die gemeentes, ek gaan nie 'n name noem nie. Vir so lank in 'n gemeente nooit en altyd gesmag na die doping van die Heilige Gees. Op die ouderdom van 83 toe ek in hierdie bidkamer instap, toe sien ek Here, U is steeds 'n werklikheid. Halleluja. Die Here doop 'n man van 83 jaar met die Heilige Gees krag. Ek sien hoe die krag op 'n oom neerdal. Hy moes gesit het want hy's op 2 kieries. Hy's op 2 kieries en toe hy uitstap en soos wat in die kieries, ek hoor dit klok en so begin in tale praat. Dis hier af van die pad en hier gaan hy kar toe en hy praat in tale. Hier gaan die oom en hy gaan huis toe. Dit so groot opskudding dat hulle gaan die oom is in die dorp by 'n besigheid en ek weet dit sê by Burger Fair. Hy was die eienaar van Burger Fair. Al die jare gewees. En sy dogter, toe hulle sy dogter, sy was hierso en Shalane het nogal kar toe gegaan om met die oom te praat. Die oom kan nie met haar praat, dis Afrikaans, hy praat dit in tale. Hy praat dit, hy gaan dit, die oom gaan dit. Dis dit asof dit vloei uit sy binneste uit. Dis asof daar 'n fontein van lewende water oopgemaak is wat deur sy binneste vloei. Halleluja. En dis vir my so kosbaar gewees. Hulle sê by Burger Fair, toe iemand daar gekom het, toe hoor hulle die getuienis. Is julle die kerk wat met oom Willem betrokke was? Want oom Willem praat in tale. Die oom Willem is gedoop met die Heilige Gees. Ons sê net glory. U is 'n waarmaker van die woord. Halleluja. Dieselfde, soos wat dit op Petrus hulle in die begin was, so sal dit ook in ons gemeente wees. Ek glo dit met my hart. Glo hier dit as gemeente saam met my. It's the same spirit. Halleluja. Dieselfde. Ek moet amper klaar maak. Marlyn, jy kom vorentoe, kom help jy my. Maar weet ek moet klaar maak. Dok, ry, jy mag. Yes. Dankie Dok. My senuwees was nou baie klaar toe jy my nou wil regmaak met dit. Ek het nou onmiddellik in 'n koue sweet uitgeval. Nou ek wil net sê dat ek die afweer. Halleluja. Maar dankie Dok. Let's do that. Ek hoor jou hart brand. Dan gaan ek dit doen, Dok. Hoor gou wat gebeur. Vers 44 en 45 wat sê en 46. Man. Ek glo in Jesus Christus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo dat Jesus vir ons 'n plek gaan voorberei het. Ek glo in die koninkryk van God. Halleluja. I still believe. Die Here sê ons sing het I trust in God, maar ons leef dit nie uit nie. Halleluja. Ek vertrou die Here vir 'n magtige werk in ons midde. Hoor wat sê hy daar sê en toe Petrus nog besig was, ek het my bril omkry. Toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het, ons gelees, vers 45, en die gelowiges, en die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas, dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort was, want hulle het dit gehoor, hoe hulle in tale spreek, en God groot maak, toe het Petrus begin spreek, halleluja, that's the truth, dis die waarheid, ek glo dit, soos wat dit in die begin was by Petrus, glo ek ook is vanaand by ons gemeente, halleluja, is hier iemand wat dit glo? Loof die Here. Nou gaan ons bid, ek wil net gou 4 punte gee, dan gaan ek afsluit, 4 punte gee. Is die klavier ge-unmute? Unmute vir ons daar asseblief, help vir my. 4 dinge het gebeur, 4 dinge, dat ek vanaand wil op fokus, net gou vinnig 4. Dit is my kosbaar, ek gaan nie eens na my notas toe nie, ek wil sommer net in my hart uitspreek. 4 dinge, nommer 1, Jesus het vir hulle gesê, gaan wag. Gaan wag op die belofte. Dit is vir my so interessant, dat die kerk van vandag is nie meer bereid om te gaan wag nie. Ons soek 'n kits oplossing. Ons wil kits dinge doen. Ons soek 'n 2-minute noodles lewe.
Ons wil hê dinge moet in 'n mikrogolf gesit word. Ons wil 'n drive-through lewe hê. Maar ek wil vir jou sê, as jy werklike honger het na God, is dit tyd om tyd te spandeer en te gaan wag op die Here en sy beloftes. Halleluja. Wie saam met my daar? Nommer 1, hulle het gewag. Nommer 2 sê die woord van die Here, vers 14, Handelinge 1 vers 14. En hulle het wat gedoen? Hulle was eendragtig by mekaar. They were together in one accord. Eenheid, daar was eenheid gewees onder hulle. En sê die woord van die Here nie vir ons so kosbaar, Psalm 144, hoe kosbaar is dit, wanneer broers saam woon by mekaar nie. There's unity, there's power in unity. En ons kan lank praat oor die eenheid daar, so hulle was eendragtig by mekaar. Die woord het so mooi vir ons al geleer, hulle was eendragtig by mekaar. Nommer 3, hulle het volhard in gebed. They prayed. Hulle was mense gewees wat gebid het. Man, ek dink 10 dae. 10 dae na opperstal, vir 10 dae lank het hulle gebid. Vir 10 dae lank het hulle die Here aangeroep. Vir 10 dae, daar was nie 'n worship band nie. Daar was nie iemand wat woord gepredik het nie. They were just waiting and praying. Praying and waiting. Dis wat hulle gedoen het, gewag en gebid en gebid en gewag. Wag en gebid en gebid en gewag. Dis wat hulle gedoen het op daai stadium. En hulle het ook nog verder wat hulle gedoen. Hulle het ook smekinge gehad. Smeking. Ek love it. Die Engelse woord vir daai smeking is supplications, wat beteken earnest, humble and heartfelt request. Dis wat hulle gehad, hulle het versoeke gehad na die Here toe. En gesê, Here, kan ek bid vanaand dat ons soos 'n Jakob sal wees. En sê, Here, ek gaan U nie los totdat U my seën nie. Ek gaan U nie los totdat U my seën nie. Here, ek glo dat God is 'n werklikheid. Ek glo sy woord is die waarheid. Ek glo dat is U saam met my? Elke belofte in hierdie woord is die waarheid. Halleluja. Wie saam met my? Vat jou Bybel in jou hand as jy dit glo vanaand. Glo as jy dit glo dat die doping van die Heilige Gees ook vir jou is vanaand, take jou Bybel. Vat dit en hou dit so in die lig en sê, Here, elke belofte in hierdie woord glo ek vanaand. Amen. I believe it. Ek glo dat dit die waarheid is. Ek glo dit. En ek wil vanaand, dis op my hart, ek het vanaand vir Dok gesê, Dok, raai, gee ons het geleentheid, kan ons net vanaand net so vir 'n oomblik bietjie bid as gemeente nie. Net bietjie saam bid. Ons as gemeente net by mekaar kom en vir mekaar bid en saam bid, soos wat dit was in die begin. Soos wat dit was op die dag van Pinkster. Het hulle gebid. They prayed. Kan ek vra, maak nie saak wat jou